Leon, baie welkom hier. En waar kom jy vandaan? Ek is in Namakolane gebore, ek is in Namakolane groot geraak en ek is baie trots dat ek vanaand kan sê ek is 'n Namakolaner. Jy weet hoe Janneman, baie môres dan lê ek in daardie koei. Dan lê slaap die vrou en die kinders nog na huilik, omdat ek so ver van my land en my mense af is. En vanaand dink ek raak jy erg bewoe, want jy sien nou daarom hier sou mense wat ook maar hartseer draag daarna toe verlang. Hey man, ek voel vanaand, as jy verlang, dan verlang ek vanaand saam met jou en ek glo mos dat jy verlang. Nou maar ons gesels nou net 'n bietjie, vertel vir ons jou storie. Nou Of wil jy eers 'n mond vol water drink? Sal eers 'n mond vol water drink. Een verskriklike warm somersdag is ek op reis daardeur my wêreld met 'n ou motorkarretjie wat geneig was om verskriklik te kook. En toe ek nou die laaste ou druppeltjie water in die ou dingetjie se verkoeler gooi, was ek mos nou maar genoodsaak om nou by die eerste die beste ou plaaspaadjie op te draai. En terwyl ek nou daar so teen die styl bulte uitsukkel, moet stoom wat hier onder die ou karretjie se enjin kap uitborrel, merk ek mos dat daar onder die peperboom 'n paar ou donkie karretjies en muilkarretjies uitgespan staan. En ek dink so met myself, dis daarom 'n halwe snaakse besigheid hierdie. Want hier is die plase daarom te ver uit mekaar geleë, laat so 'n klomp voertuie op een plaas by mekaar saamgetrek kan wees, en dit nog al op 'n Saterdag agtermiddag. Hier moet seker maar vanaand iets aan die gang wees. En dan toe loop stilhou, toe storm die mense daar by die deur uit. En ek word getrakteer vir so 'n warm dag op 'n koppie kokende warm boerekoffie. En sommer so met een asem word ek nou uitgenooi om die aand oor te bly vir 'n lekker ou boerebokjol. Nou kyk, 2 keer laat ek my mos nou ook nie nooi nie, man ek is mos voordanser daar in my kontry en ek kan mos nou maar weer vanaand die vloer hier kom oorvat. Nou ja, hier is so 10:05 die agtermiddagse kant het die misvloer sy laaste laag besmis gekry, want daardie aand moet hy swaar verkeer dra. Nou maar sê vir my, raak hy dan nou nog droog? Man, ja, dit is mos is dit net 'n laag? Dit was mos vreeslik warm geweest daardie dag. Nou ja, toe dit nou so begin skemer raak, toe daag die 2 musikante daarop. Dit is nou 2 van die plaaswerkers. Nou ja, die gitaarspeler se gitaar lyk dit my het al 'n slag of wat in die vuur beland, want hier alkante van die bak het hy sulke 2 brandkolle. Maar hy's 'n baie spoggerige kerel. Hy het so 'n rooi bont hemp aan, waarvan die agterkant heeltemal uithang, en dan is al die knope hier voor losgeknoop. Kyk, dis nou kan vampiere breek, man. Die vioolspeler het 'n ou viooltjie wat hy self gemaak het van 'n ou jelling paraffínblikkie, en dan is die strykstok gemaak van bamboes en perastert. Nou ja, die 2 het nou eers hulle se musiekinstrumente ingestel. Mense, maar toe die 2 daar wegval, toe skree daar die verbrande gitaar en die blikviool dat julle wie weet waar in die vlaktes kan hoor, aan die mense die dans laat die stofwolke so onder hulle se voete opslaan. Dis later 11 uur in die aand en nog steeds dat die daar die vloer oorgevat nie, want ek kry 'n vroumens wat behoorlik met my kan saam dans nie. Maar ek merk bes op dat daar aan die ander kant soek, daar staan so 'n frisserige vroumensie by so 'n kort mannetjie. Dit lyk, sy tande is so voortande so rooi, dit lyk of hulle so halfpad geroes is. Ja, is nou daardie wêreld se water. Dit is mos nou daardie wêreld se water, man. En ek sien, hy het nou nog nie een keer met haar gedans en sien sy het verskriklik lus. Want sy staan en maak sulke dansbewegingkies en ek stap mos oor na haar toe en ek vra haar. Mense, toe ons daardie misvloer vat, sy is so lig soos 'n vuur en so rad so 7 muskejatkatte in die maanskyn. En haar jakkals draf soms so stadig af tot daar in die kant hoek en haar loop tol sy so in my een arm in. En haar jakkals draf soms weer so stadig af tot daar in die ander kant hoek en haar loop tol sy weer so in my ander arm in. En so jakkals draf soms dan na hierdie kant hoek toe en haar jakkals draf soms weer na daardie kant hoek toe. En haar tolle karre slag weer so in die ronde, laat haar voete so van die grond af loop oplig. En as haar voete so van die grond af oplig, man, van pure lekker kry, dan skree sy soos 'n marvark wat jy in 'n streepsak probeer inprop. En dan vat ek haar hier so in haar boearms en ek gee so 'n hupspringetjie en dan gooi ek haar oor my linker skouer. En dan gee sy weer so 'n hupspringetjie en dan gooi ek haar oor my regter skouer. So gooi ek haar nou dan oor my linker skouer en dan weer oor my regter skouer.
Maar die vertrek het geen plafonne ingehaat nie. Die dak se balke was ons nou maar 'n bietjie aan die lae kant. Nou gooi ek haar maar so in dieselfde rigting as wat die dak se balke nou loop. Want ek is nou bang. Ek is nou bang haar voete die slaan dalk hier teen die dakbalke vas. En jy dan toe al onderste bo. Hey man, as ek daar so gooi. Ek sal vir jou sê, ek sal nie sê wat jy alles kan sien nie, maar dis baie. Maar hoe harder die mense skree, hoe vinniger gooi ek haar oor my kop. Tot laat ek haar een keer so vinnig gooi, laat ek haar skoen uit haar skoene uitgooi. Dat haar skoene moet 'n slag hierbo teen die dakplate vaslaan en weer hier tussen ons twee op die vloer beland. En sy het hulle net so weggeskop en ons gaan weer aan moet dans. Maar nou is daar verskriklik baie stof in daardie vertrek, man. En soos is van die stof traan jou oë nou vreeslik baie. En soos as die trane nou hier afloop, meng hulle ons nou met die stof. En dan vorm dit nou sulke klei trane. Eintlik nou mistrane. Man, ja. Mistrane. En soos as daardie trane nou een na die ander hier droog raak, lyk dit of die swaaltjies besig is om hier op jou wangbene te begin. Maar soos ek mos nou kan deur die stof kan sien, merk ek mos dat die mannetjie met die geroeste tande die vertrek verlaat en later kom hy aangestap met so 'n stuk blou draad. En soos ek nou so deur die stof kan sien, merk ek mos nou dat hy stadig en op sy tyd besig is om nou 'n handvatsel aan die stuk blou draad aan te bring. En ek dink so by myself, hy moet seker maar vanaand nou 'n ver end loop stap. Hy maak seker nou maar vir hom 'n kier. Ons dans nog so lekker, toe val die eerste blou draad hou hier tussen met twee blye. En 'n tweede blou draad hou en 'n derde blou draad hou. Maar toe die vierde blou draad hou val, toe se ek al klaar op pad met 'n vliegende duik na so 'n ou smal venstertjie toe. Met die vroue al nou. Nee, toe kom gelos. Kom gelos. En ek duik mos daardie venster skoon uit die muur uit. En met my hande buitekant op die grond gedruk en my agtersteewe nog steeds hier in die voorhuis, bied dit mos die man gulde geleentheid om aan te hou slaan met daardie stuk blou draad hier so oor my blaaie en oor my sitvlak, terwyl ek nou spook en spartel om ander kant weer uit te kom. En toe ek nou daarom einde te laaste ander kant uitkom, toe sit die vensterraam nog steeds hier om my middel. En daar is die tyd vir uitklim nie, ek greep daardie vensterraam so alkant vas en ek vlug die bosse daarin. Met die plaasbrak wat my kort hier aan my haakskeensenings geryp. En terwyl ek nou die bosse daar so in vlug, toe dink ek so by myself, dis seker die eerste keer in die wêreldsgeskiedenis dat 'n man se sitvlak geraam is.